Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons loof die Here en ons sing saam gesang 102, daarvan die eerste, tweede en die 5de vers. Liefdes, kom ons luister vandag na die wet van die Here, soos hy dit vir Israel laat neerskryf het, in Deuteronomium 5, daar vanaf die 6de vers. Dis Deuteronomium 6, Deuteronomium 3. Deuteronomium 5 van die 6de vers. Dit is die tweede keer wat die Here hierdie wet laat herhaal, maar jy moet na die klein verskil tussen hierdie weergawe en die Exodus weergawe luister. Maar die Here spesifiek praat, wanneer hy by die Sabbatdag kom, oor die verlossing uit die slawehuis. Exodus, Deuteronomium 5 van die 6de vers. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen geskiede beeld of enige gelykenis maak van wat oor die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, sy jaloerse God, by die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig is, die Here jou God te beveel. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus as jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land slaaf was. Die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie.
En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis inker nie. As hy dan rye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefde broers en susters, wanneer as jy die wet van die Here hoor, dan kom die Here in hierdie gedeelte en hy sê vir ons, dat hy Israel bevry het uit die slawerny. En wanneer hulle die rustdag, die Sabbat vier, hulle daaraan moet dink. En so is dit ook by ons, wanneer ons die Sabbat vier, dan dink ons aan die bevryding wat ons ontvang het deur Jesus Christus uit die slaaphuis van die sonde. Dis hoekom ons die Sabbat moet vier. Dis hoekom ons voor die aangesig van die Here kom op die Sabbatdag. En wanneer ons dan voor sy aangesig kom staan, dan staan ons hier as mense wat hoewel ons van die slawebande van die sonde bevry is, nog geneig is tot sonde. Nog elke dag ons stryd in ons eie sonde. En daarom is dit nodig dat ons ook oor dit wat in die afgelope tyd weer in ons lewens gebeur het wat sonde is, voor die Here moet kom staan en ons Here bevry my ook van hierdie slaweband, hierdie sondige aard van my, vat dit van my weg, reinig my van dit wat ek hierdie week gedoen het, die afgelope tyd gedoen het, maar bevry my ook van die slawebande waarin ek vasgevang is. Ons bely daarom ons afhanklikheid en ons skuld voor die Here deur saam te sing, Psalm 38, daarvan eerste vers. Ons lees in Psalm 103 van vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd koos en nie vir ewig toorn bou. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. So hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here oor die wat hom vrees. Liefdes, en omdat God oor ons ontferm het, kan ons ook vandag ons geloof in God die enig bely. Ons doen dit deur elke Psalm van die jaar 12 artikels van die Christelike geloof om te sê. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Dit is ons sin ook tot eer van hierdie God wat ons gepas bely het, Psalm 236, daarvan die 4de vers. Ons
Skoon tog as die nieuws, broers en sisters. Dit is die Here se preek vandag met ons uit Psalm 147. Psalm 147. Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing, ja lieflik, 'n loflied is gepas. Die Here bou Jerusalem op. Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee hulle almal naam. Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Die Here rig die ootmoediges weer op. Die goddelose mense verneder hy tot in die grond. Sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalms sing tot eer van ons God met die sitar. Wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde leem berei, wat die berge gras laat uitsprei, wat aan die vee voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. Hy het geen welbehae in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. Die Here het 'n welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. O Jerusalem, prys die Here, o Sion, loof jou God, want hy het die greitels van jou poorte sterk gemaak, hy het jou kinders binne in jou geseën. Hy wat in jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, wat sy bevel na die aarde stuur, sy woord loop baie vinnig. Hy gee sneeu soos wol, hy strooi ryk soos as. Hy werk sy ys heen soos stukke. Wie kan bestaan voor sy koue? Hy stuur sy woord en laat hulle smelt. Hy laat sy wind waai, die waters loop. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordening. So het hy geen enkele nasie gedoen. Sy verordeninge, die ken hulle nie. Halleluja. Dis die woord van die Here. Kom, laat ons saam. Almagtige, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, U heerlikheid, U majesteit word vir ons so mooi beskryf in die Psalm. Ons wil U loof en prys, omdat U ons God is. Omdat U ons elke dag ook die honde van U hand hou en ons bewaar. Ons wil U dank, eer ook vandag, Here, vir al die jare wat U ons hier die suidpunt van Afrika bewaar het. Ons wil U kom loof en prys daarvoor, dat U vir ons sorg, soos dat U vir die skepping sorg. Ons wil U verheerlik en U vereer. Daarom vra ons, Here, gee dat ons dieper insig sal verkry. Dat ons sal verstaan hoe dat U versorgende liefde ook nou met ons is. Dat ons daarin kan leef. Here God almagtig, ons loof en prys U vir U liefde en U genade, en daarom bid ons ook, dat U deur die Gees in ons harte sal werk, om in liefde na U te kom. Nie te aanbid as die een wat ons bevry het, by die slawebande van die sonde. Ons rus in U te vind. Ja, Here, dat elke Sabbatdag, elke feesdag, 'n fees sal wees waarin ons terugdink aan die verlossing van ons siele. Die skenk van die ewige lewe in ons verlosser Jesus Christus se offer. Dat ons U sal verheerlik daarvoor en dat U sal rus vind omdat ons weet dit is opbring. Maar ons ook hierdie Paastyd ingaan, Here, bid ons dat U ons harte sal voorberei daarop, ook saam aan die tafel te kan aansit, saam te kan aanbid,
sterk te word in die geloof, wanneer ons terugdink aan ons offerlam, wat geslag is, wat vir ons versoening gewerk het. Sy naam bid ons dan ook, Here, dat U in ons gemeente sal wees, dat U ons ook die liefde sal skenk, dat ons mekaar sal lief hê, omdat U ons eerste lief gehad. Dat ons mekaar ook sal aanmoedig en sal bemoedig om U lief te hê bo alles te verheerlik. Gee ons die krag en die genade, Here, ook U wil besoek in die pad wat ons moet doen. Ons vra dit alles, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker se naam. Amen. Lieve broers en susters, ek het al verskeie kere vir u gesê dat een van die probleme wat ons deesdae mee sit, is dat ons 'n verbeeldinglose samelewing geword het, omdat films, die rekenaar en die selfone eintlik soveel aan ons voorhou, dat ons nie meer verbeelding kan inspann. Ons kinders veral sukkel nogal 'n bietjie somtyds daarmee, maar as jy mooi gaan kyk, dan speel hulle nog steeds hierdie verbeeldingsspeletjies baie kere. Ek wil vandag saam met my vat na die strand van die Kaap, 1652. 6 April. Toe die skepies en dromedaris en ander 2 daarna gekom het. En 90 man afgelaai op die strand met 'n bietjie voorrade vir 'n paar weke. En vir hulle gesê, bou vir ons 'n verversingsstasie. Dink jy self nie in, as jy een van daardie 90 was, wat saam met Jan van Riebeeck daar op die strand gaan staan, om hierdie onherbergsame, met 'n terreense tipe omgewing wat vreemd is aan jou as 'n Hollander. Jy moet nie miskien daar gaan groentetuine bou, jy moet gaan onderhandel by die hottentotte daar rondom vir vee, maar die vereiste wat die Hollandse Kompanjie jou stel is, dat hy in elke jaar vir die skepe wat daar verbykom, so wat 300 beeste en 300 skape gereed moet hê om op die skepe gelaai te word. En daar moet oorlog en groente geproduseer word. En al wat hulle van weet is, dat daar so 'n paar jaar van tevore 'n paar Hollanders was wat daar vir 'n amper 'n jaar lang moes oorleef en dit kon regkry. Self in daardie omstandighede was. Die daar onbeskermd. Geen voet. Een van die eerste goed wat gedoen moet word is om 'n woonplek gereed te kry. Om 'n voet te bou. Sal hier saam met ons op ons knieë sak, saam met Jan van Riebeeck, die vestigingsgebed kom bid, waar hy vra, Here, bewaar ons in hierdie onherbergsame land. Bewaar ons van die heidense barbare rondom ons, en gee dat as dit moontlik is, ons ook aan hulle hierdie ware gereformeerde leer kan oorkom. Gee dat ons veilig sal wees, en dat ons die opdrag van ons Here 17 hier sal kan uitleef. Iets soortgelyks, broers en susters, is die situasie waarin Israel hulle bevind, wanneer die skrywer van Psalm 147 vir hulle skryf na hulle terugkeer uit ballingskap uit, om die Here te loof. Hulle keer terug na 'n stad wat vir ons is, 'n land wat vernietig is, wat 70 jaar braak gelê het, en al die wingerde, al die weivelde vernietig is. Al die landerye vol klippe gegooi is. Hulle moet daarin oorleef. En die psalmdigter kom by hulle en hy sê vir hulle,
3. Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Lieflik, 'n loflied is gepas. Dit is in ons moeilike omstandighede waarin ons is vandag. Hoor ons dit? Dat die Here ook vir ons sê, loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Wanneer ons vandag geloftefees terugdink aan dit wat by Jan van Riebeeck met daardie 90 mense gebeur het. Terugdink aan dit wat hy vir ons kon skryf. Hoor, terugdink aan Jerusalem wat deur Nehemia herbou is, die tempel wat deur Esra herbou is. Wek dit by ons 'n wil op om God te loof. Wek dit by ons dit op om te sê, dieselfde Israel uit Egipte uitgelei uit die slawehuis uit, dieselfde God wat hulle teruggelei het Jerusalem toe, dieselfde God wat saam met Jan van Riebeeck aan die Kaap aangekom het. Die God wat vandag hierdie kerk is. Die God wat vandag die Afrikaner volk in die suidpunt van Afrika bewaar, wat sy kerk hier bewaar. Daarom het ons rede om die Here te loof en te prys. Dit is hierdie Psalm kom met 3 beginsels. Vers 1 tot 6 roep hy die volk op om die Here te loof. Want hy is die skepper. Hy is die een wat alles gemaak het en hy is die een wat ryk is van krag. Sy verstand is oneindig. Maar hierdie skepper is die een wat die nederig is, die ootmoedig is op hom. Die wat hulle ellende en hulle nood aan hom op bekend maak, optel en sterk maak. Maar die goddelose mense verdedig, wat geregtigheid laat seevier met ander woorde. Hierdie God wat in sy wysheid hierdie heelal geskep het, die God wat die onreg wat aan hierdie volk gedoen word. Hy is die een wat daar was toe die eerste plaasaanval in Suid-Afrika in 1653 plaasgevind. Toe een van die veewagters van Riebeeck, en daar is 'n gaaiblik gesteek is en 40 beeste gesteek. Hy het gesien. Hy sy volk ten spyte van die aanslag van die Oosmans nog steeds beskerm. So is so, dat Jan van Riebeeck 2 jaar na sy aankoms in die Kaap kan sê, waar dit vandag die 2de verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die Here gelei met die skepe dromedaris reis en goeie hoop hier ter plaas behou aangelaat. Om hierdie vesting en kolonie dat die bevel van ons Here en Meester te bou en te bestem. En opgelet dat God die Here alle sake tot vandag doen, met vele seëninge voorspoedig en na wense dat verloop het en dat slaag het. Daarom het ons besluit. En ook vir die eerste keer begin hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot 'n vasblywende dank en middag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word. Die broers en susters, hoe daar 2 jaar na die tyd, ten spyte van alles wat hulle moes deurgaan in daardie 2 jaar, 'n groep mense weer op daardie strand gaan kniel en die Here loof. Die Here loof wat hulle daar geplaas het en wat hulle gelei het om met daardie skepies te handel. Hulle erken God se soewereiniteit. Hulle erken
dat hy wat die wyse is, wat skepping gemaak het, hulle daar in die kamp geplaas en hulle beskerm. Hierdie God herken hulle ook as die onderhouer, die een wat vir hierdie 2 jaar vir hulle gesorg, waar hulle grondetye nog nie regtig florerend was nie, en die natuurelemente nog gewoon geraak moes word, die tuine baie keer deur wilde diere vertrap is, kon hulle ook die tweede deel van die Psalm, hulle eie boek, loofdier, sing 'n danklied tot eer van die Here, psalm sing tot eer van ons God in die stad, hy wat ook die onderhouer is, wat die hemel met wolk oordek, wat aan die aarde reën berei, wat op die berge gras laat groei, wat aan die vrede voedsel gee, aan die jong rawe as hulle moet. Hy, wat nie nodig het om die krag van perd, die oorlogstuig van die tyd, en die sterk bene van die soldate te hê om sy plan uit te voer, maar 'n welgevalle het in die wat hom aanbid, die wat hom in eerbied en in vrees eer vir wie hy is, wat op sy goedertierenheid hoop. Hy is die onderhouer. Maar in sy goedertierenheid geliefdes is dit meer as net die onderhouer. Hy is die een wat ons bevry het uit die mag van die sterk man, die Satan. Hy is die een wat ons bevry het deur sy seun te stuur, om ons die lewe in oorvloed te gee. Hy is die een wat elke dag ook ons onderhou. Wat ons leer om te bid, gee my vandag my daaglikse brood. En vir ons soveel oorvloed. Soveel meer wat ons in sy koninkryk kan gebruik en om te verheerlik. Hy is die onderhouer wat ook vandag, net soos wat hy daar in die kamp van Rivier beskerm en onderhou, net so beskerm en onderhou sy kerk al van die begin. Deur al die geslagte hier, deur vervolging, deur vernietiging, deur tronkstraf, deur marteling, deur oorlog, bewaar hy sy kerk. Lees gerus weer die verhale van manne soos Richard Broer, Broer Andrew, hoe die Here in die tyd van die Estergordyn, kommunisme, sy kerk in die ooste bewaar het. Die Here sal nie sy kerk, sy volk, laat verloor. Hy is die een wat ons gered. Hy is die een wat ons sal bewaar. Want hy is ook die verlosser. Die derde oproep tot lof in hierdie gedeelte van vers 12 sê hy, o Jerusalem, prys die Here, o Sion, loof jou God, want hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak, hy het die kinders binne jou gesien. Die volk wat aankom by 'n stad, wat sy poorte vernietig is en afgebraak is. Wat eers in die tyd van die Nehemia opgebou is en weer ingesit is. En wat hierdie lied ook ons sing by die inwyding van daardie stadsmure. Dit is hy wat hulle beskerm het totdat daardie stadsmure opgebou was. Dis hy wat hulle beskerm het teen mense soos Tobia en Sanballat wat in die Nehemia probeer het om die stadsmure te vernietig. Dis hy wat van 3 weke in sy geselskap aan die kamp vir meer as 2 jaar bewaar het voordat die eerste ou klei vorkie op die been gebring.
'n takkraal met 'n klank op die tent te binne. En stelselmatig begin hulle om kleistene te bak en bou hulle hierdie fortjie op. En as jy vandag in die Kaap kom, kry jy daar die formidabele fort wat oor die volgende 50 jaar gebou is. En jy besef as jy voor ons staan, hierdie ding het hier gestaan van die week gekom het. Here het hulle bewaar totdat hulle daardie grendels gesit. Hy het hulle bewaar en beskerm totdat hulle dit beplek is. So bou die Here sy kerk. So bewaar die Here sy kerk in die aanslag van die Moses. Hy is die grendels van Jerusalem. Hy maak ons sterk. En daarom kan ons hierdie gelofte ons eie kom maak om te sê dat die Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na mense laat verloop het en dan slaag het. Hy tot nou hierdie kerk bewaar het. En spyte van ons menslike foute en sondes. Dat hy vir ons die verlosser gestuur het. En dis waarom hierdie derde deel eintlik was. Dat hy ook die verlosser is. Dat hy sy volk daar beskerm en bewaar het en hulle verlos het uit die aanslag van die Moses. Dat hy Tobia en Sanballat se weerstand afgebreek het. En deur Nehemia die volk die moed gegee het om die stadsmuur te herbou. Dat hy die een is wat daardie 90 man bewaar het dat die Boesmans hulle nie allemaal uitgemoor het in die eerste 2 jaar. Dat hy die een is wat sy kerk in Suid-Afrika die afgelope 400 jaar holde van sy hand. Ten spyte van die aanslag van die bose, ten spyte van die aanslag op ons as volk, veel vaststaan, hou hy ons in stand. Want hy het bevel gegee om ons te doen. Hy het sy seun gestuur om my en jou sy kinders te maak. En as jy daar op daardie strand staan, bewe oor die toekoms, val jy saam van Riebeek met 90 man op hulle knieë en dan bid hom as die God wat kan beskerm en bewaar. Dan kan ons dit vandag doen. Kan ons vandag hier as 'n ou klein groepie in hierdie gemeente op ons knieë voor die Here kom word. Ons as manne kan opstaan uit eerbied vir God en ons kan bid as ons God wat ons in Jesus Christus die verlossing gee. En nie net vir 2 jaar nie, maar vir oor die 400 jaar. Hier in die suidpunt van Afrika sy kerk bewaar. En wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hand. Loof die Here, want dit is goed om ons God te besin. Sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalms sing tot eer van ons God. O Jerusalem, o kerk van Christus, prys die Here. Loof jou God. Amen. Halleluja. Ons wil U eer. Ons wil lofliedere sing, o Here.
wil saam met ons voorouers, saam met Van Riebeeck en sy gevolg, voor U kom neerbuig. U aanbid as die God wat skep en onderhou en verlos. Ons wil U prys en verheerlik. Ons wil U eer, o God, omdat U ons sy kinders kom verlos. Dat U die Seun gestuur het ons te verlos uit ons grootste ellende, ons grootste bedreiging, en vir ons ook alles gee wat nodig is. Dat Here, dat U self die poort is, die grendels is, U self rondom ons is, soos die vuur rondom Israel was, agter hulle was toe Egipte hulle aangeval het, hulle droogvoet deur die Rooi See kon loop, en hulle bewaar vir 40 jaar in die woestyn. Met hulle was, ten spyte van hulle eie swakheid en hulle eie sonde, ook so vandag met ons is. Daarom bid ons Here dat U rondom ons as kerk sal wees, dat U ons sal bewaar, ook in die aanslae wat ons moet beleef, die bedreigings wat ons elke dag so intens ook ervaar. Here, waar ons kerk ook daar soveel gebrokenheid, bid ons Here dat U sal herstel. U vir ons krag en genade sal gee om te kan volhard. U ons onderhouer elke dag ook sal gee wat nodig is om in hierdie gemeenskap U koninkryk te laat kom, U wil te laat gesien. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewig. Amen. Dit is as geleentheid om die Here met die offergawes te dank, waar ons saam gesang 263 as danklied sal. Ons in die eerste en die derde vers.
seun en die bloed. Die Here sal sy aangesig oor die laat skyn en die genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor die verhef en aan die vrede gee. Amen.